Goeiedag en baie welkom by die 5de aanbieding in my reeks oor generasie welvaart. En vandag praat ons 'n bietjie oor om die gaping tussen die verskillende generasies te oorbrug. Nou waarna ek gaan kyk is so 'n bietjie saamvat net weer oor wat ons die vorige sessie gekyk het oor family systems teorie. Dan hoe verskillend die verskillende generasies dink, hoe ons dit kan van toepassing maak in Erikson se life stage, en dan hoe ek dit vandag in 2025 kan toepas in my familie. Nou, ons het al, ek dink in die heel eerste sessie gesê, dat om welvaart oor te dra is eintlik baie meer verhoudingsgebaseerd as enigiets anderste. Want ons families gee ons attitudes, ons verwagtinge, ons spanning oor na die volgende generasie, nie net die geld wat daarmee saamgaan nie. En daarom is dit nodig dat ons so 'n bietjie gaan stil staan en net kyk, maar wat is die invloed van hierdie generasies op ons? So om net saam te vat oor waarna ons die vorige keer gekyk het, ons het gesê vir 'n familie om regtig te floreer is 5 goed belangrik. In die eerste plek, emosionele volwassenheid, sodat ons objektief na besluite kan kyk, dat ons dit kan bespreek sonder dat iemand te kere gaan of hulle toys uit die kot uit gaan gooi. En vir mense soos ek wat 'n rekenmeester is dit dalk baie keer bietjie makliker, maar ek dink ons moet dis iets waarop ons moet fokus. En dan moet daar baie duidelike rolle wees in die familie. Wie gaan wat doen? Wat is jou verantwoordelikheid as jy 'n sekere rol vervul? En dat ons dan almal billik hanteer, maar nie noodwendig gelyk nie, omdat ons verskillende rolle en verantwoordelikhede het. En dan dat daar openlike kommunikasie kan wees, dat ons kan praat oor wat vir ons belangrik is en oor wat ons met die geld behoort te doen sonder om weer eens persoonlik te raak daaroor, en dat ons behoorlike strukture het. En ons gaan in 'n volgende sessie oor family governance daaroor praat, oor maar hoe hanteer ons verskille in die familie, stem oor sekere sake en wat is nodig om opvolgbeplanning te kan doen? Hoe begin ons die volgende generasie mentor? En dan, ek het dit nou eintlik so vinnig aangeraak, dat daar op 'n respekvolle manier met mekaar gekommunikeer word, dat daar riglyne is oor wat doen ons as ons van mekaar verskil, sodat ons nie daai triangulation doen deur 'n derde persoon te wil intrek in my bekleierery om so 'n eintlik dan net 'n groter geveg tot gevolg te hê nie. Nou, as ons kyk na die 4 algemene generasies wat waarskynlik nou van toepassing is, as dit kom by geldsbesluite ensovoorts, dan sien ons die baby boomers. Nou dis die ouens wat gebore is voor die 1960s, vroeg 1960s, wat nou besig is om af te tree. Hulle het baie tradisionele familiewaardes gehad. Hulle het verstaan van harde werk. Ek kan dit sê van my eie ouers. Hulle het nie in skuld geglo nie, en vir hulle was dit belangrik om 'n erflating daar te sit en waardes aan hulle kinders oor te dra. En dit bring my dan by die volgende generasie, waarin ek ook val, ouens wat gebore so in 1964, 66 tot so 1984. Ons het baie meer onafhanklik groot geword, want baie keer het beide ouers gewerk, so jy is maar alleen huis toe, met jou eie sleutel die huis oopgesluit, jou eie broodjies gemaak vir middagete en so aan. Dit was nog veilig genoeg dat ons met ons fiets skool toe gery het. Versigtige spaarders, want ons het in moeilike tye groot geword, ons weet wat dit is as daar nie genoeg is nie, en dit is vir ons belangrik om hierdie finansiële wysheid, omdat ons gesien het hoe dit ons lewens verander het, aan die volgende generasie oor te dra. Dan kry ons die millennials, hier van die 1980s af, tot 2000, hulle het baie meer aanpasbaar groot geword, want toe hulle groot geword het, ons jonger boeties en sissies, en dalk van julle ouer kinders, was dinge baie meer aanpasbaar, want daar was bietjie meer geld gewees as toe die generasie X groot geword het. Ons het baie meer met tegnologie begin te doen kry, en vir die millennials is ervarings meer belangrik as goed. En die impak wat hulle kan maak, en om etiese beleggings te maak, waar jy belê, in wie jy belê, is vir hulle nogal belangrik.
En dan kry ons die Generation Z's. Hulle het absoluut groot geword in die IT-era. Hulle wêreld is totaal en al oop. Dis niks snaaks vir my kind om oorsee aansoek te doen vir werk nie. In gemengde gesinne groot geword. Crypto is iets wat hulle verstaan, maar vir hulle is geestelike gesondheid ook baie belangrik en wat hulle persoonlike brand wys. En jy kan onmiddellik as jy hierna kyk sien, maar wanneer ons dan moet besluite neem oor wat ons maak met geld in die familie, wat vir ons belangrik is, gaan hierdie generasies verskillende items op die agenda wil sit. En wanneer ons dit verstaan en wanneer ons verstaan hoekom hulle so dink, is dit vir ons makliker om 'n treukie terug te gee en net 'n bietjie meer objektief te kyk en ook ander te kan akkommodeer. Want hierdie verskille het 'n invloed oor hoe lyk ons familiestruktuur, wie's deel van die familie. Dit gaan 'n invloed hê oor wat ons sien as finansiële prioriteite, oor wat vir ons belangrik is om oor te dra na die volgende generasie. En as ons hierdie goed nie gaan erken nie, as ons nie die verskille gaan erken nie, dan gaan ons onsself ooplaat vir 'n oordrag wat mag val. Erikson het gaan kyk na die verskillende fases in ons lewens en wat daar belangrik is, en ek wil uitdaag om, as jy dit nog nie gedoen het nie, my artikel te gaan lees in MoneyWeb waar daar so 'n bietjie meer detail daaroor is. Maar ons kan sien dat klein kindertjies wat so onder 2 jaar is, vir hulle is dit belangrik om hoop en vertroue te ontwikkel by hulle caregivers. En hoe kan ons dit in ons familie inbring? Dis daar alreeds wat hulle moet weet, maar die familie is 'n veilige plek. Dan early childhood, dis daai parmantige 2 stadium waar ek wil, waar hulle moet geleentheid kry om ook besluite te kan neem binne in riglyne, sodat hulle kan sien, maar jy mag jou op 'n respekvolle manier jou opinie lig, maar dat daar riglyne is. En dan die tyd wat hulle speel en ontwikkel en moet kreatiwiteit aanleer, dat hulle dit ook het, want om hierdie familiebesighede te bestuur, het 'n mens baie keer 'n entrepreneuriese gees nodig, en jy leer dit wanneer jy leer om kreatief te wees, maar weer eens dat daar veilige grense is waarbinne ons dit kan leer. En dan wanneer kinders skool toe gaan, dis waar hulle 'n klomp basiese vaardighede leer lees en skryf, basiese wiskundige vaardighede aanleer, en dat hulle ook sien, maar waar is hulle rol, en soos wat hulle deur hoërskool gaan, waar kan hulle moontlik in die familie inpas, en waar kan hulle sterkpunte ensovoorts bydra. En dan die adolessente, daardie tieners en wat so emosioneel kan raak, dat hulle ook in daai tyd kan ontwikkel, maar dat ons ook vir hulle daar kan leer dat in hierdie familie kan ons nie noodwendig emosionele besluite neem nie. Emosie is belangrik, maar ons moet dit bestuur. En dan in die jong volwassenes, vir hulle die geleentheid gee om ook onafhanklik te wees op hulle eie, en dat ma en pa nie meer alles vir hulle doen nie, maar dat hulle ook kan die trots ontwikkel om hulle eie welvaart te bou, hulle eie werk te bou, en sovoorts. En dan, wanneer hulle begin groter word, regtig as mentors op te tree, en dit was vir my so lekker, my seun en sy vriendin was nou hier gewees, om 'n motor te wys waarna hy kyk, om dalk teen die einde van die jaar te koop, en hy wou gehoor het wat dink ek, en ek kon met hom deel, maar weet, waarna kyk ek as motors gaan koop, wat het ek al geleer oor motors koop. So daar's 'n plek waar ons dan hulle kan mentor, en soos wat persone ouer word, hulle nie uitskuif uit die familie nie, maar regtig daardie wysheid wat hulle het, kan begin gebruik. En hoe pas ek dit nou in 2025 in my gesin toe? As jy klein kindertjies het, om daardie vertroue ontwikkeling, dat hulle kan weet, maar die familie is daar vir hulle, dis 'n veilige plek waarna toe hulle kan terugkom. Ons Generation Z's, wat in hierdie digitale wêreld groot geword het, daar is toepassings wat ons vir hulle kan gee om finansiëel kundig te word. Ek gaan volgende week juist praat oor hoe dra ons finansiële geletterdheid oor na hulle toe. En dan die millennials, om die purpose te hê, om in hierdie warboel wêreld waarin hulle groot geword het.
en dat ons 'n stelsel het in die familie wat sê wat vir ons belangrik is. En dan ons Generation X en die party van die baby boomers, ons wil hierdie welvaart oordra, maar dat ons dit met ek wil amper sê met 'n doel sal doen en dat ons die nuwe generasie sal mentor en vroegtydig sal begin mentor. Meeste van die gevalle waar hierdie generasie oordrag nie gewerk het nie, was omdat die ouer persone te lank gevat het voor hulle die nuwe generasie begin intrek het en begin mentor het. Laaste gedagte waarmee ek julle wil laat, die sukses van hierdie oordrag en die sukses oor generasies gaan daaroor om vir mekaar te kan luister, mekaar te kan verstaan, soms te vergewe en vergeet, en dan om regtig ook die ouer mense wat voorstap dit met liefde te doen en begrip vir die ander generasies. So my uitdaging vir jou hierdie week, praat 'n bietjie met jou kinders, jou kleinkinders, oor hoe jy geld sien, hoe jy daaroor dink, en dan wil ek julle uitnooi. In my MoneyWeb artikel is daar 'n skakel na die Family Systems Health vraelys. Gaan doen dit. Dit gaan vir jou 'n raamwerk gee of 'n agenda gee wat jy as gesin te kan bespreek. Ek het byvoorbeeld in my gesin besluit ek en my vrou gaan dit doen. Ek gaan dit vir die kinders gee om te doen en dan gaan ons mekaar die antwoorde vergelyk en bietjie praat oor maar hoe gesond is ons gesin. En jy vul dit eenvoudig aanlyn aan en ek stuur vir jou dit terug en daar het jy jou agenda. En dis dalk net 'n goeie begin om rondom 'n koppie koffie dan as familie lekker saam te gesels.